Aba Vader, ons kom vanoggend voor U in groot nederigheid. Ons is besig met die reeks van Emulate Creation en ons is nou al by dag 7 en ons het ontsettend baie geleer deur die reeks van hoe kan ons U naboots en dit wat U suksesvol gedoen het en nog steeds doen, want die skepping is nog steeds besig om te groei. Hoe kan ons dit naboots en hoe kan ons dit deel maak van ons daaglikse lewe en dat dit ons kan help om die uitdagings wat ons baie keer in ons lewens het te oorkom en te oorbrug. En baie keer is daar dinge wat ons nie weet hoe om te hanteer nie, en dan kan ons altyd teruggaan na U skepingsplan en U woord en U presiese blueprint van skepping af wat ons kan navolg om ons probleme te oorkom of die dinge wat ons baie keer nie weet hoe om te hanteer nie te oorkom. Maar Vader, die genade is so groot. En ons ervaar dit elke dag in ons lewe. Ons kan maar net nou, terwyl dit nog donker is, buite toe gaan en opkyk en die sterre sien. En dan net soos Dawid sê, wie is ons dat U oor ons elke ene ontferm? En vanoggend is dit weer opnuut in my hart. My hart loop eintlik oor toe ek hiernatoe stap en ek sien die sterre en ek sien alles wat om my aangaan en ek weet alles het U vir ons as mense gemaak omdat U vir ons lief is. En U het alles aan ons voete onderwerp en vir ons gevra om dit te bestuur, want dit is hoe U blueprint werk. En ons Messias Yeshua het vir ons die perfekte voorbeeld kom wys. En daarom kan ons net nastreef om te lewe soos hy geleef het. In die naam van hom bid ons dus alles. Bless elkeen van ons vanoggend met hierdie boodskap in die naam van Yeshua. Amen. Right manne, ek glo almal het 'n koffietjie en almal is 'n lekker op en top en ek gaan gou die screen share hier. En ek gaan begin met iets wat net daai pages wegvat. Ek gaan begin met ietsie wat baie keer kontroversieel is en wat baie keer op verskillende maniere geïnterpreteer kan word, maar tog is dit vir my belangrik dat ons hierna kyk en verskoon, ek probeer so netjies as moontlik skryf. Ek het al soveel advies gekry om voor die tyd te skryf, maar ek skryf nie om enige iemand te beïndruk nie. Ek skryf omdat dit soveel waarde het as 'n mens skryf, want dit is asof die karakter na vore kom. Nou, dis die woordjie Shava, 7 in Hebreëus. So ons is besig met die 7de dag en ek het gedink dis baie gepas dat ons manne miskien gaan kyk na wat kan hierdie Shava vir elkeen van ons beteken. Nou Shava bestaan uit 3 letters, 'n shin, dis eintlik 'n byt of 'n wet. Nou as daar 'n kolletjie in die middel is dit 'n bet of 'n B. En as daar nie 'n kolletjie is nie, spreek jy hom uit as 'n wet, 'n W. So daarom sê ons Sheva. En die ayin is 'n plekhouer wat een van die plekhouers in die Hebreëse taal. Maar ek gaan nie nou te veel uitwy daaroor nie. Daar's 'n YouTube video wat spysholders is wat ek so ruk gelede gemaak het. Gaan kyk asseblief daarna, want ek en jy is ook spysholders in hierdie heelal wat ons Vader geskep het. So Sheva, die shin het 'n gematria van 300. So die belangrikste ding wat die shin altyd vir my wys, manne, is Gideon se army. Gideon's army was net 300 manne wat ek kan nou nie onthou hoeveel hulle verslaan het nie, 10 of 20,000 Amalekiete verslaan het. En net 300 manne is op die einde van die dag gekies en dit was vir God genoegsaam om sy krag tentoon te stel. Hy kon eintlik net een ou gekies het. Hy kon eintlik niemand gekies het. Maar hy het besluit om hierdie 300 te kies. En daar was 'n totale proses waardeur hierdie ouens moes gaan om by die 300 uit te kom op die einde van die dag. So wanneer ek ooit hierdie letter shin sien, dan is dit dadelik 'n herinnering vir my aan die remnant. En my grootste hartsbegeerte is om deel te wees van daai remnant. Ek wil die water skep op my knieë en drink uit die bakkie uit. Dit is vir my belangrik om deel te wees van daai remnant, om in gehoorsaamheid in obedience aan Vader te stap, om deel te wees van daai remnant. Die wet of die wet in hierdie geval
dui altyd op die huis en dan dui dit op die huis wat ek en jy is, die huis wat Johannes 14 vers 23 sê Yeshua duidelik, if you love me, you will obey my commands, and my Father will love you, and we will come to you and make our home with you. Dis altyd een van my gunsteling verse, so ek haal hom so baie aan. So vergewe my as ek hom so baie aanhaal, maar dit is so diep in my hart in hierdie vers. En dis waar ek en jy is, dat ons deel is van die remnant wat deur die Vader gekies is. Ons wil deel wees, ons poog alles om deel te wees. Ons loop in daai gehoorsaamheid sodat hy sy huis by ons kan kom maak. En dan weet julle manne wat is die ayin. Die ayin is 16. Nou 'n hele siklus van 7 soos wat ons vandag gaan sien, die hele 7 van skepping en dis hoekom ek hier begin het, maak 'n siklus vol 1 tot 7. Dan kom ons by 8, dan is dit die nuwe. Dis 'n siklus wat voltooi is en nou stap jy soos 'n stappie hoër in hierdie nuwe in. Maar nou het jy 16 wat 'n dubbel nuwe is. So 16, die ayin dui op die elevation in die geestelike in. So jy die vleeslike en jy die geestelike. En die ayin dui vir ons op die geestelike. So met ander woorde, ek en jy in 7 sien ons onsself dat ons met die gees van God vervul is, want dis die tonge van 4, die shin, en ons is deel van die 300. Ons as mense word gevul deur Vader en Yeshua, want ons loop in daai obedience en ons word ge-elevate in die geestelike. Dis 7. Nou hoe is 7 van toepassing op my en jou lewe? Kom ons gaan kyk gou-gou 'n bietjie. Die hele skepping het plaasgevind uit chaos uit. Die hele skepping het plaasgevind uit chaos uit. Daar was niks. En toe is daar geskep. En as jy nou mooi gaan dink, ons het baie keer die Sunday blues en ons het dis nie lekker om terug te gaan werk toe nie en jy weet nie wat voor lê in die week nie en eintlik is die wêreld buite orde want Sondag is al eintlik die eerste dag. Ons moet eintlik Sondagoggend begin werk. Maar omdat ons in 'n milieu is waar dit nie so werk nie, het ons baie keer hierdie Sunday blues want dit gee ons tyd om te dink oor die week wat voor lê. Maar meestal as ons mooi gaan dink oor ons week, dan begin ons week eintlik uit 'n vorm van chaos uit. Ons week begin uit 'n plek uit waar ek en jy sit en ons dink oor hierdie week en ons dink aan die probleme van hierdie week en ons dink aan die challenges van hierdie week en dis eintlik soos 'n hele depressiewe wolk wat oor ons is wat op 'n Sondag kan gebeur, né? Maar eintlik is die doel dat ons gaan en ons vat hierdie week in die begin van die week wat Saterdag aand 6:00 is na Shabbat en ons begin hierdie week aan die Vader opdra. Ek vir myself kom in 'n gewoonte in en ek doen dit baie keer nog steeds nie, maar ek probeer in 'n gewoonte inkom waar ek op 'n Sondag aand, op 'n Saterdag aand 6:00 as Shabbat verby is, dan gaan kyk ek wat is die parasha van die nuwe week. En ons as gesin is nou al so 4 of 5 jaar wat ons deur die parashas gaan. Maar elke keer is daar iets nuuts wat ontbloot word aan ons. So wanneer jy op jou tyd kom waar die siklus voltooi is, op Shabbat klaar is, dan het jy die situasie van jy begin die week beplan en jy sien wat is in die week en jy dra hierdie week aan Vader op en jy begin die week saam met Vader beplan. Net so het Vader elke dag haar fyn beplan. En onthou as ons in die woord gaan lees, aan die einde van elke dag het Vader teruggekyk en hy het gesê and it was good. So daar was 'n refleksie op elke dag van die week. En dis wat ons kan emulate in creation. Daai refleksie, wanneer ons aan die einde van 'n dag kom en ons gaan terug en ons het daai refleksie na die dag toe. Wat het gebeur in hierdie dag? Wat se challenges het ek gehad? Hoe het ek sekere dinge oorkom? Hoe het ek hierdie dag hanteer? En ek gaan kyk terug op hierdie dag en ek reflekteer. Ek onthou ons het 'n rugby afrigter gehad, ou oom Gielie. Hy was 'n ouerige persoon, 'n oom,
Maar oom Gielie het gesê, wanneer daar besering is, of wanneer daar 'n breek is, dan gaan staan jy en jy gaan dink, wat het sover in die game gebeur tot nou? Wat het jy gedoen? Wat kan jy beter doen? Waar kan jy vinniger by 'n breekpunt uitkom of 'n beter tackle of waar kan jy 'n gap toemaak waar daar 'n gap was in die verdediging? Jy gaan staan en jy gaan dink aan die game tot op daai punt. Nou presies dieselfde gebeur in die skepping. Vader het aan die einde van die dag gekyk en hy het na alles gekyk wat hy gemaak het en hy het gesê it was good. Ek en jy gaan sit aan die einde van 'n dag. In die winter steek ons 'n lekker kaggelvuurtjie aan. Party manne drink dalk 'n glasie rooi wyn, jy het aandete en jy gaan sit en jy reflekteer op die dag en jy sê vir jouself, "Oké, dit het gebeur in hierdie dag. Kon ek hierdie situasie anders hanteer het?" Ons dra die dag op aan die Vader en ons bespreek die dag met die Vader. Nou sê jy sê, "Nee, Leon, waar moet ek tyd kry om hierdie goed te doen? Ek is so besig, ek moet tyd aan my vrou spandeer, ek moet tyd aan my kinders spandeer. Waar gaan ek tyd kry vir al hierdie goed?" Manne, 5 of 10 minute. Vader se patroon, as ek en jy creation wil emulate, is dit eerste ding in die dag, Vader. Is dit laaste ding in die dag, Vader. Ek weet vir myself, ek sê altyd vir my vrou nag in die aande, maar ons twee bid altyd eers voordat ons gaan slaap. Vandat ek klein was, het ek hierdie behoefte in my hart gehad om die dag af te sluit met Vader. Nou partykeer was ek so lekker moeg. Ek weet nie wie van julle manne ken Psalm 117. Dis die kortste psalm in die Bybel. Loof die Here, hy is goed. Prys hom alle volke. Selah. Amen. In die bed daar slaap ek. Want ek was moeg, maar ek en jy het die geleentheid om 'n dag elke keer aan Vader op te dra. Ons emulate creation. En vir my is dit absoluut so dat ek wil graag vir ons ietsie lees, Psalm 37. My bril kry hierso. Psalm 37 sê, trust in Yahweh. Psalm 37 vers 3 en 4 manne. Sit hom diep in jou hart en hierdie is 'n wonderlike scripture. Trust in Yahweh and do good. Settle in the land and feed on faithfulness. Then you will delight yourself in Yahweh and he will give you your heart's desire. Then you will delight yourself in Yahweh and he will give you your heart's desire. So wanneer ek en jy aan die einde van die dag kom en ons reflekteer op hierdie dag en ons gaan kyk wat het gebeur, dan sien ons, het ons Abba Vader behaag in wat ons gedoen het of ons sien ons het nie. En waarop kan ons verbeter in die volgende dag waarvoor ons gaan? Nou Stephen Covey, die 7de habit of highly effective people, sluit so wonderlik hierby aan manne. Dit sê sharpen your saw. Dis die 7de habit. So Stephen Covey self het gesien dat highly effective people het deur al 6 habits gewerk en toe hy by die 7de habit kom, toe sê hy sharpen your tools. Met ander woorde, gaan sit en gaan reflekteer na die 6 dae en gaan kyk waarop kan jy verbeter, sharpen jou saw of jou tool sodat jy op daai dae kan verbeter. Dis 'n hele patroon van die skepping. En op hierdie punt wil ek gou-gou vir almal vra vir insette. Ek wil vra, eerstens, doen jy dit? En tweedens, dink jy dis 'n goeie idee om dit te doen, om elke dag te gaan sit en te gaan kyk hoe het ons dag bestee en hoe of ons kan verbeter op die dag. Sien, ons het vir Jacques verloor, hy seker in die kar. Driekus, Dion, Hendrik, wat sê julle manne? Enige iemand wat vir ons wil insette lewer daar? Leon, ek dink dit is om te reflekteer op die dag is goed, want ek bedoel jy soort van beoordeel jouself ook. Dis tog goed om vir jouself ook te sê,
well done. Ek Hmm, dink dit ag dit leer 'n klomp goed ook. Dit leer jou um, om te kyk of jy reg is, of jy reg doen. Dis ek dink is selfsatisfaksie ook as jy die dag kan afsluit om te sê jy het goed gedoen en ek dink in 'n mate ook um, dit gee vir jou rustigheid dalk voordat jy jou kop op 'n kussing neersit dat jy net so 'n hmm. bietjie jy gaan slaap nie met 'n klomp goed in jou kop wat vir jou onrustig maak. Dit gee vir jou rustigheid. Absoluut. Dankie Hendrik. Wat sê jy Dion? Die refleksie is belangrike iets veral op Sabbat want jy kry kans as jy dit as jy die tyd uitsit vir Sabbat dan het jy tyd om te reflekteer oor die week en weer te connecteer met God, met die Skepper. Dit gee baie perspektief. Hoe meer jy dit doen, hoe meer jy dit doen, meer shalom het jy. Ek het byvoorbeeld gesien as ek gaan 'n baie vakansie nie, maar as ek vakansie gegaan het en nie Shabbat gehou het, verlang ek dit nie gedoen nie. Vat my 2 of 3 dae om net rustig te raak. Maar sodra ek begin Shabbat hou en dan op vakansie gaan, dan is ek klaar en rus. Ek was nie 2 of 3 dae wat ek wag nie. Hmm. Ja, dankie Dion. Drieke is daar by jou? Ja, oom Leon, vir my is dit 'n dis uitdaging want ek hierdie hele laaste maand elke Saterdag gewerk. Dit is 'n vereiste van my werk. Ek het nie 'n keuse nie op die oomblik waar ek is nie. So om dan te reflekteer en om in rus te kom is alreeds die uitdaging. So dit ja, maar om te reflekteer oor die week en oor jou rus is baie goed, maar ek sukkel tans met daai konsep want daar's ons geen konstante nie. Partykeer ongelukkig is daar Sondag ook wat ek moet werk, veral in die besprekingsseisoen. So daai ek besef hierdie is nie volhoubaar nie, maar ek kan nie fisies my werk net los nie. Ek het verantwoordelikhede. Yes. So ek sukkel met dit. Ek's eerlik, so oom se boodskap vanmôre is my baie waardevol, maar ek moet daaroor dink want ek weet nog nie hoe om die ruskomponent regtig effektief te maak nie en ek het al daar gebid ook, maar ek het nog nie 'n oplossing nie. Dis vir my nog wel 'n uitdaging. Dankie Drieke, ek vir jou insette ook en dankie Dion, dankie Hendrik. Ek dink manne wat baie belangrik is, ek wil nou net seker maak ek het almal 'n spreekbeurt gegee. Ja, ek dink wat belangrik is is dat Vader wys ons die patroon. So Drieke is ja, dit is moeilik as 'n ou besig is en ons gaan nou gou bietjie gesels oor Shabbat. So ek is bly julle het Shabbat begin ophaal want dis ons volgende punt waaroor ons vir die volgende rukkie gaan gesels tot ons afsluit. Maar as jy gaan kyk na wat ons leer by die Vader, dan leer ons om aan die einde van daai dag tyd te maak om te reflekteer. Want vir my wat in my lewe gebeur is elke dag wat ek reflekteer, dan begin ek alreeds om die Shabbat saam met Abba Vader te beplan. Nou om Shabbat beter te verstaan, kyk gou hierso. Kyk gou die wonderlike ding wat vir ons ontbloot word uit Shabbat uit. Kom ons gee gou Shabbat uit. En ons gaan kyk hoe lyk die woord Shabbat in Hebreëus, né? Hy begin ook met 'n sin. En dit is obviously die 7de dag wat deur die Vader genoem is. So Shabbat afgelei van Sheva, 7. Maar in hierdie geval het hy 'n byt of 'n bed en hy eindig met 'n taaf. So met ander woorde, as ons gaan kyk na Sheva en ons gaan kyk na Shabbat, dan is die eerste 2 letters dieselfde. Met ander woorde weer eens uit die gees uit. So die prentjie wat Vader vir ons wys is toe hy Shabbat beplan het. Want onthou, die woord leer vir my en jou dat Vader het hierdie 6 dae gearbei en alles gemaak. En op die 7de dag het hy hierdie dag gevat en hy het hierdie dag geheilig en hy het hom geset apart en hy het hom genoem die 7de dag. Dis die enigste dag wat genoem is.
Die ander dae was net 'n dag, ja, 'n eerste dag, 'n tweede dag. Dit was nie genoem nie, maar die Sabbat was genoem. So ek sal na afloop van vandag, 'n ruk gelede het Vader my geïnspireer 'n paar jaar gelede om 'n 7 bladsy dokument oor Sabbat te gaan skryf. En ek wil graag daai dokument met julle manne deel op Wake Up Haggai na afloop van vanoggend en dan bestudeer hom wanneer jy tyd kry en dan kan ons daaroor praat. Maar ek dink die belangrikste ding vir my uit die Sabbat uit is dat ons begin weer eens, onthou Galasiërs 5 vers 25. Since it is through the Spirit that we have life, let it also be through the Spirit that we order our lives day by day. So met ander woorde die tonge van vuur wat ons lives order. En dan is dit die vervulling van alles. Van die alef tot by die taf. So met ander woorde Vader se hele meestersplan, sy hele blueprint wat ons volgende week meer in detail sal bespreek, wat deur die 7 feeste kom en die 7 Shabbats in die 7 feeste is die wonderlike ding. Is die hele blueprint vir my en jou salvation. So om terug te kom by Shabbat, dis 'n dag wat Vader geskep het. Markus 2 vers 27 en 28 loop die Messias en hy sê Shabbat was made for mankind and not mankind for Shabbat. So Genesis 2 kan ons lees en ons gaan nou kom by jou punt Driekus om jou probleem te adresseer want ek sit baie keer met dieselfde probleem in ons werksituasies. Genesis 2 vers 1. Thus the heavens and the earth were finished, along with everything in them. On the 7th day, God was finished with his work which he had made. So he rested on the 7th day from all his work which he had made. En hoor dan, hier is die belangrike ding. God blessed the 7th day and separated it as holy, because on that day, God rested from all his work which he had created. En dan 'n baie belangrike ding wat ons baie keer mislees of nie op fokus nie. En hoor wat sê dit? So that it itself could produce. So kom ons kry gou weer die prentjie. Ons het elke dag en ons reflekteer op die dag. Nou kom die 7de dag en die 7de dag is daar vir my en jou om op die hele week te reflekteer. Want as ons gaan kyk na God se orde, onthou ons het al vir mekaar gesê in die nag, wanneer ek en jy slaap, dan is God besig om ons dag aan mekaar te sit vir ons. En net so is hy besig om die hele week aan mekaar te sit. En net so wanneer ons Shabbat het, so that it itself could produce, is hy alreeds besig om die volgende week vir my en jou aan mekaar te sit in die 8 in tot by die volgende tyd. Is hy reeds besig om dit aan mekaar te sit. So as ons gaan kyk na die probleem wat ons het met Shabbat, dan gaan dit vir my persoonlik, en ek wil dit graag bespreek, gaan dit oor jou hartsbegeerte. My hartsbegeerte. En baie Shabbats, Driekus, kry ons dit reg. Maar baie Shabbats kry ons dit nie reg. Veral wanneer jy in 'n nuwe faset of 'n nuwe fase in beweeg, soos hier op die plaas waar ons nou is. As hier gaste kom, kan ek nie nou net sê, dis Shabbat, ek kan niks doen nie. Ons moet 'n patroon en 'n struktuur vestig, sodat it itself can produce, nê. So, maar my hartsbegeerte is om daai dag aan Abba Vader te wy met alles wat in my is. So in die hele week is my voorbereiding om daarby uit te kom om daai dag aan hom te wy. So ek het in die week 'n dame gehad wat vir my 'n WhatsApp gestuur het en gesê het, Leon, ek wil meer weet oor Hebreëus en want ek doen so saam met Raisies, ek weet nie of julle manne dit gesien het nie, is ons besig met die letters van die alfabet en ons het laasweek J gedoen, ons doen môre Kaf. En sy het toe gesê sy wil ook meer weet oor die Hebreëse alfabet en ek het haar toe verwys na Hebrew People en na Tianel hulle wat ek volgens my dit fantasties doen en die beste doen om vir jou Hebreëus te verduidelik en beide ek en Dion kom uit daai agtergrond. Dion is baie sterker as ek op Hebreëus. Maar sy sê toe vir my die probleem dat sy kon nie Shabbat voluit leef nie of geniet nie want haar kind het sport gehad.
Maar nou sê ek die volgende. Ons omstandighede verg partykeer dat soos Driekus sê, ek kan nie net my werk los nie want die eienaar van die plaas gaan hom fire. Dis verseker so. So hy moet binne in daai situasie Driekus moet manne soos ek en jy en Dion partykeer en Hendrik partykeer want ons het partykeer nie keuses nie, maar soos Dion sê, dit voel asof jy half is asof daar leemte is binne in jou as jy daai Shabbat nie aandag aan die Vader gee nie, nê. So binne in ons omstandighede wanneer ons ry, wanneer ons werk, is dit my gevoel dat ons in daai omstandighede nog steeds hartsbegeerte vir Vader moet gee. En wat baie keer in die lewe gebeur is wanneer dit jou hartsbegeerte is om daai dag aan hom te wy, dan God causes everything to work together for the good of those who love God and are called in accordance with his purpose. So een of ander tyd, of vir dit 3 jaar, of vir dit 4 jaar, of vir dit 7 jaar, gaan jy in die milieu kom waar jy daai dag voluit aan hom kan wy soos wat jou hartsbegeerte is. Maar vir my gaan dit oor die hartsbegeerte. Wat sê julle manne? Die hartsbegeerte is belangrik, die heel eerste ding en as mens in 'n werksituasie is en jy moet 'n lewe maak, is belangrik om weet op tafel te hê en goed weet wat jou begeerte is en dit oor tyd kom dit oor tyd. Absoluut nie. En as jy in 'n Shabbat is en daar gebeur goeders wat jy nou moet werk of wat ek wil doen, kan ons nog steeds rus. Ons kan nog steeds konsentreer om nie te bekommer nie, konsentreer om nie te stres nie, goed sy kan en dalk in die oggend 'n vers te lees of ek doen die Shema elke oggend en elke aand. Nou so iets of die moderne is 'n beter acting, maar net ek net nie iets nie aan doen nie dit. So iets dat jy net rustig geraak en 'n bietjie gefokus raak op wat alles wat jy die vers te lees of gebed te doen. Ja. Net staan vir 30 sekondes. Iets. Herinnering, nee. Herinnering, ja. Ja. Dankie Dion. Hendrik, Driekus, wat sê julle? Oom Dion gee vir my hoop in terme van die Shabbat, want dit maak ons my meer haalbaar. Ek het regtig vas gekyk in die feit wat ek kan fisies nie op hierdie dag rus nie. Hoe moet ek nou maak? En wel dit maak sin. Jy moet liewers doen dan op 'n minimum daai dag wy alles elke liewe asem aan hom. Yes. En dien hom dan daar en dan sal jy ook rus ontvang al is jy nie jou liggaamlike fisiese lyf en rus nie want jy het al die goed wat jy moet doen op 'n flip en Saterdag. So dit maak vir my sin en mense kan definitief dit so aanpas want dis haalbaar. So vir my was dit net elke keer al hoe moet ek fisies rus as dit fisies nie die geval is nie. So dit maak sin. Absoluut. Hendrik, wat sê jy? Yes, Driekus, dis jy so ek wil dit wat jy sê en wat jy dink is so ek dink ek worstel ook met dit. Dis 'n topik wat ou ook, jy weet nou dink jy probeer jouself regverdig deur iets uit te werk om jou situasie te regverdig en te probeer beskerm deurdat jy nie Shabbat kan nou nie. Die groot ding vir my nog altyd is dat en Driekus, ek voel dit, ek hoor dit in jou stem en ek voel dit so aan want ek voel dieselfde as jy is dat pas op dat jy jouself net nie aankla dat jy nie reg doen nie. Want dan begin jy twyfel en dit kom van Satan af. Moet nooit jouself probeer aankla dat jy eers ek werk nou op 'n Shabbat en ek is nie goed nie en ek doen nie reg nie en sulke goeders. Wat Leon ook nou gesê het is ons het ook vriende gehad, hulle was ook aan Pots gewees en hulle het ook hierdie hele Shabbat Saterdag storie wou hulle bitter graag doen, maar hulle kinders het ook sport gedoen. En toe wat Dani Richards gedoen het is hy het gesê, weet jy wat doen ons? Ons gaan nog steeds sport doen en ons gaan ondersteun ons kind. En sy Light het tweede, derde span gespeel. Dit was nou nie eers 'n top sportman nie. Maar ons gaan as gesin
En ons ingesteldheid gaan wees, is dat selfs daar waar ons rugby kyk, gaan ons dit rustig doen. Ons gaan na die tyd sommer net 'n kombers oopgooi, ons kyk die eerste span, maar ons gaan dit in 'n rustigheid doen, in steede van om in 'n, jy weet, daai tipiese wetywering, moed wen, by die veld op te daag. Ons gaan dit rustig doen. Ons ondersteun ons kind, en ons is 'n gesin saam, en ons geniet nog steeds die outing en die sport, maar ons doen dit in 'n ander gesindheid. En dis wat Dion ook so half gesê het, weet, as jy jou bakkie klim, sit vir jou dalk net aan 'n musiek op. Sit vir jou dalk, jou wy die dag nog steeds aan die Vader. Jy weet, Yes. moenie jouself, my groot ding, moet jouself net nie aankla nie, want dis nie wat hy wil hê wat moet gebeur nie, is sien dit as 'n Sabbatdag. Jou situasie laat jou nie toe om dit te vier soos wat ons dit dalk moet vier nie. Maar moet jou net nie aankla nie. Moenie, jy's nie 'n slegter mens af omdat jy Saterdag werk. Iets wat jy moet doen om jou gesin te onderhou. En nou sê jy vir jouself, jy kan nie Sabbat onthou nie. Hy sien jou hart, hy sien wat jy graag wil hê en wil doen. Ja, Hendrik, dankie. Ek dink dis belangrik. Dankie Dion, dankie Driekus. Dankie vir julle manne se eerlikheid, nê. Ek dink ons almal het baie waardevolle insette gelewer, en ek's bly ek het hierdie gerekord, want ek gaan definitief vir mense wat 'n probleem het met Shabbat, gaan ek hierdie deel. Ek hoop julle manne almal is gemaklik dat ek dit deel op YouTube, en dat mense hieruit kan leer, want ek dink hier's baie waardevolle goed wat vanoggend hier gedeel is. Driekus, ek wil net dit bysê ook vir dis nie 'n ritueel nie, maar dis wat my elke dag, net soos wat Dion gesê het, ek staan in die oggende voor die Vader, en dan vir al Shabbat bless ek my vrou in die aande wanneer Shabbat begin, bless sy my, ons salf die kinders, al is hulle nie by ons nie, ons sit salfolie in ons hande, en ons lig ons hande, en ons spreek die blessing oor hulle uit, die ironic blessing oor hulle uit, Jeberegecha, en vir my, baie oggende herinner ek myself om net my dag en veral die Shabbat aan die Vader te orden, en aan hom te wy, deur byvoorbeeld, ek het sulke parfuum wat my vrou vir my gekoop het by Adassa Healing Oils, by Lisha hulle, en dan vat ek daai olie en ek sit dit aan my ore, en ek sê Shema, en Shema beteken mos die 5 goed, hear, listen, obey, react, understand, nee, en ek sê dit vir myself as ek daai goed in my ore sit om lekker te ruik, en dan gaan ek hier na hierdie kuiltjie toe, en ek sê, so that I may speak as I should in a way that makes the message clear, sodat elke mens waarmee ek praat, dat ek die Shema op daai dag sal oordra aan daai mens, en dan sit ek op my polse en ek sê, and Ahafta is love you with all of my heart, soul, strength, being, understanding. Sodat ek daai aan Vader wy. So ons kan sulke tipe goed in ons dag inwerk, sodat ons weet ons wy die dag aan Abba Vader. So manne, ek sê dankie vir elkeen se insette vandag. Ek waardeer dit regtig. Ek waardeer hierdie tyd wat ons saam gehad het, en prys Vader vir die boodskap wat hy vir ons gebring het, en dat ons as disippels by mekaar kon leer. Want dis disippelskap. Disippelskap is, wat kan ons by mekaar leer? Disippelskap is nie 'n man staan daar bo en hy leer vir ons iets nie. Ons leer mekaar, want dis hoe die Gees werk. Die Gees is in elkeen van ons, en deur elkeen van ons lei die Gees ons in 'n boodskap in. So baie dankie. Is daar iemand wat vir ons wil afsluit voordat ek die recording kan stop, asseblief? As daar niemand is nie, dan sal ek sommer iemand vra. Nee, ek wil nie iemand ongemaklik maak nie. Manne, laat ek afsluit. Dan maak ons dit maklik. Ag Abba. So, ons is so lief vir u, en elke man se hart hier vanoggend kan ek hoor die liefde wat hy het vir u, en die commitment en die passion, die passie wat manne het vir u, en die hartsbegeerte van manne om in gehoorsaamheid
gehoorsaamheid aan u woord, aan u wil vir ons lewens op te tree. En ons en Shavuot en Shabbat begin met die shin, wat die tonge van vuur teken is, en ons is op pad na Shavuot toe, wat die tonge van vuur is wat op die disippels uitgestort is. Dit was die teken. En ons is op pad na Shavuot toe. Ons het 'n paar dae om te gaan tot by Shavuot. Sondag aand 6:00 begin Shavuot. En dis die uitstorting van die Gees, die 4de fees wat ons vier tot u eer. These are my times, het hy gesê vir Moshe. My ordained times. En dis wat ons hartsbegeerte is om in gehoorsaamheid om te shema aan wat hy vir ons leer. Maar Vader, ek loof en ek prys U vir hierdie geleentheid. Dankie vir elke man. Mag U ons seën, mag U vir ons guns gee, mag U genade groot wees oor ons, want ons verdien nie dit wat U oor ons uitstort nie. Dis net genade. En dis net omdat Yeshua ons verlosser ons vrygemaak het. Dankie. Ons is lief vir U in die naam van Yeshua. Amen. Maar ons hardloop by tyd uit, so ek gaan die recording stop.